In 'n vorige boodskap het ek met jou gepraat oor die Heilige Gees, ons grootste bondgenoot. Vandag praat ek oor oorwinning deur die Heilige Gees. Ons skrifgedeelte kom uit Romeine hoofstuk 8, vers 1 tot 4. Daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat in Christus Jesus die lewe gee, het jou immers vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Dit waartoe die wet, verswak deur ons sondige aard, nie in staat was nie, het God gedoen. Deur sy eie seun vanweë die sonde in die gestalte van 'n sondige mens te stuur, het hy die sonde in die mens veroordeel, sodat die vereiste van die wet in ons vervul kon word. Ons, wat nie volgens ons sondige aard leef nie, maar volgens die wil van God, maar volgens die Gees. Enige mens wat reg probeer lewe, met ander woorde leef soos wat God wil hê ek moet leef, sal ontdek dat dit nie so maklik is nie. Inteendeel, dit is onmoontlik. Ons moet natuurlik, om te leef soos God wil hê ek moet leef, kwalifiseer in terme van God se geopenbaarde wil. Nêrens word God se wil vir hoe ek en jy moet lewe so duidelik geopenbaar as in die 10 gebooie nie. Ons ken die 10 gebooie as die wet van God. Ons kan ook van dit praat as die absolute wil van God. God se wil wat so absoluut is, dat ons dit 'n wet kan noem, die wet van God. En Jesus som die wet van God vir ons pragtig op in Matteus 22 vers 37 tot 39. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hoekom is dit vir ons onmoontlik om so te lewe? Hoekom is dit so moeilik? Omdat daar 'n ander wet in ons aan die werk is. Ons noem dit ons sondige aard of ons sondige natuur. Dit is vir my die mees natuurlike ding in die wêreld, is om sonde te doen. Dis deel van my geaardheid, dis deel van my natuur. En my sondige natuur werk in my baie soos 'n natuurwet. Byvoorbeeld die wet van swaartekrag. Maak nie saak hoe hard ek probeer om op te beur na 'n hoë lewe wat gelyk is aan God se wil nie, my sondige natuur trek my elke keer weer af. My sondige natuur is sterker as my wilskrag. Ek noem dit net weer. My sondige natuur is sterker as my wilskrag. Romeine 8 vers 7 sê, die denke van ons sondige aard is vyandskap teen God. Jy moet dit weet, jou sondige natuur is vyhandig gesind teenoor God. En dan gaan die vers aan en sê, dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Daarom help dit nie dat ek vir jou elke Sondag uit die woord van die Here presies sê wat sonde is en dat jy dit nie moet doen nie. Al wat ek reg kry is om jou skuldig te laat voel. Want jy kry dit nie reg, en ek ook, om so te leef nie.
En jy gaan naderhand so gefrustreerd wees met jouself, dat jy uit pure frustrasie saam met Paulus sal uitroep in Romeine 7 vers 24, elendige mens wat ek is, wie sal my tog red van hierdie doodsbestaan? En dan kom Paulus. Jy kan maar sê, dis die klimaks van sy argumentering wat in Romeine 1 begin het, wanneer hy vir ons die antwoord gee, en hy vir ons sê, deur Jesus Christus. Dank God, dis deur Jesus Christus, wat ek gered word uit my elendige doodsbestaan. Nou, deur Jesus gebeur daar twee goed wat my red van hierdie elendige doodsbestaan. Eerstens, God het al my sonde, die produk van my sondige natuur, God het al my sonde in sy eie seun, Jesus Christus, veroordeel. Romeine 8 vers 3 sê, deur sy eie seun vanweë die sonde in die gestalte van 'n sondige mens te stuur, het hy die sonde in die mens veroordeel. God het sy seun gestuur, maar jy moet mooi hoor hoe pragtig Paulus dit stel. Hy sê nie God het sy seun gestuur nie. Hy sê God het sy eie seun gestuur in die gestalte van 'n sondige mens. Hoekom? Om my plek as mens te kan inneem. En God het al my sonde op Jesus Christus laat neerkom. En deur te sterwe aan die kruis, het God al my sonde in Jesus Christus gestraf, geoordeel. Met ander woorde, al my sonde is in Jesus Christus klaar geoordeel. En iets wat klaar geoordeel is, kan nie weer geoordeel word nie. Daarom roep Paulus dit uit. Hy sê, daar is dan nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus is nie. Omdat ek nie meer onder God se oordeel staan nie, omdat ek vrygespreek is, omdat daar geen veroordeling meer teen my is as ek in Christus Jesus is nie, kan die tweede ding gebeur. En dit is, God skenk nou sy lewendmakende Gees, ja, die Heilige Gees aan my. En die Heilige Gees kom. Dis die lewendmakende Gees van God. Die Gees van God kom en maak my lewendig, sodat ek van nou af deur die Gees, hoofletter Gees, deur die Heilige Gees lewe. Dit beteken dat ek weergebore word. Jesus sê in Johannes 3 vers 5, Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie uit water en Gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan nie. So luister mooi, my natuurlike geboorte, my biologiese geboorte, daar in die hospitaal toe ek uit my moeder gekom het en my eerste lewenslig aanskou het, dit is om uit water gebore te word en nou is ek 'n kind van my biologiese ouers. Die wedergeboorte is om uit die Gees, die Heilige Gees, dis 'n wonderwerk, is om deur die Heilige Gees gebore te word. En nou is ek 'n kind, 'n seun, 'n dogter van God. Jy sien, die Heilige Gees het gekom en my lewend gemaak, my 'n nuwe geboorte geskenk, sodat my lewe nou 'n lewe deur
die Gees is. Paulus sê in Romeine 8 vers 15, julle het die Gees, die Heilige Gees ontvang, wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is, en deur hom roep ons Abba Vader. En jy sien nou kom daar 'n nuwe verhouding met God tot stand. Ek probeer nie meer my bes om reg te lewe, omdat ek bang is vir God nie. God is deur ver daarbo en hy's kwaad vir my en elke keer as ek iets verkeerd doen, gaan hy my straf. Nee. Ons leef nie meer so nie. God het nou deur sy Gees baie naby aan ons gekom. Hy het my wederbaar. Ek is nou God se kind, God se seun en God is my Vader. En my Vader is lief vir my. En ek is lief vir my Vader. En die Gees van my Vader woon nou binne in my. En kyk wat gebeur nou, dat die Heilige Gees in my woon. Nou dat ek deur die Gees lewe, weergebore is. Kyk wat gebeur nou. Romeine 8 vers 12 sê, daarom dan broers, het ons 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige aard, om daarvolgens te leef nie. Ek kan dit vir jou ook so stel. Nou dat die Heilige Gees gekom het, en ek deur die Gees lewe, is ek nie meer vasgeketting aan my sondige natuur nie. Vir die eerste keer is ek nou in die posisie om my sondige natuur te oorwin. Nie deur my wilskrag nie. Glad nie deur my wilskrag nie. Maar deur die krag van die Heilige Gees wat in my woon. Maar dit beteken dat nou dat ek lewend gemaak is deur die Gees, nou dat ek weer gebore is, nou dat ek deur die Gees lewe, moet ek toelaat dat die Gees van die Here my lei. Paulus sê, Romeine 8 vers 15, hy sê, almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. So, ek is lewend gemaak deur die Gees. Nou moet ek toelaat dat die Heilige Gees my lei. En waar die Gees my lei, volg ek gewillig. Dit impliseer, as ek die Gees volg, impliseer dit dat ek agter die Gees aanloop, menslik gesproke. Met ander woorde, ek leef nou nie net meer deur die Gees nie, ek wandel nou deur die Gees. Die Gees lei my en die Heilige Gees en ek wandel nou in die Gees of deur die Gees van God. En nou sê Paulus vir ons in Galasiërs 5 vers 16 in die Afrikaanse ou vertaling, wandel deur die Gees en kyk wat gebeur. Hy sê wandel deur die Gees en julle sal nooit die begeerlikhede van die vlees, dis my sondige natuur, volbring nie. Hy sê ook in Galasiërs 5 vers 25, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Ek dink ons het reeds vasgestel dat die Heilige Gees gekom het, my wederbaar het, dat ek nou deur die Gees lewe, maar nou moet ek toelaat dat die Gees my lei, en soos wat die Gees my lei, wandel ek deur die Gees. En as ek deur die Gees wandel, sal ek nooit die begeerlikhede van my sondige natuur, my vlees, volbring nie. Wat is hier die begeerlikhede van my sondige natuur? Paulus gee vir ons so 'n lang lys in Galasiërs 5 vers 19
tot 21, en ek dink nie hy probeer vir ons 'n volledige lys te gee nie. Hy noem vir ons maar net voorbeelde van hierdie sondige natuur wat in ons werk en wat dit in ons lewens teweegbring. Hy sê Galasiërs 5 vers 19 tot 21, die praktyke, let op hierdie woord, die praktyke van die vlees, ons kan ook sê die praktyke van my sondige natuur, ons kan ook sê die praktyke van my liggaam is goed bekend, naamlik onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespalt, skeuring, afguns, dronkenskap, gevuif of brassery. En dan sê hy in Romeine 8 vers 13, hoor wat sê hy, ek het nou vir jou al die praktyke van ons liggaam, ons sondige natuur, nie almal nie, maar voorbeelde daarvan gegee. Nou sê Paulus in Romeine 8 vers 13, want as julle volgens julle sondige aard, met ander woorde, volgens hierdie goed leef, sal julle sterf. Maar as julle deur die Gees, die hoofletter Gees, die praktyke van die liggaam doodmaak, sal julle leef. Let op, hy sê nie dat ons die praktyke van ons liggaam deur ons wilskrag oorwin nie. Ons doen dit deur die krag van die Gees. Deur die Gees maak ons die praktyke van die sondige liggaam dood. Jy sal verbaas wees om te hoor dat Alcoholics Anonymous, hierdie beginsel uit ons Nuwe Testament kom leen het. As jy 'n verslaafde is, as jy 'n alkoholist is, sal jy weet, baie mense wat alkoholiste is, bluf hulle self deur te sê, ek kan hierdie ding met my wilskrag oorwin. As jy al op die punt gekom het waar jy al oor en oor probeer het en dit nie reg gekry het nie, sal jy weet dat jy kan dit nie met jou wilskrag, jou eie wilskrag oorwin, permanent oorwin vir die res van jou lewe nie. So Alcoholics Anonymous sê, hulle eerste beginsel is, ten minste die eerste 2 stappe, ek dink hulle praat van 12 steps, but the first 2 steps, die eerste 2 stappe is, ek moet erken dat ek magteloos is teen my drang na alkohol. En dan die tweede punt, glo in 'n hoër krag, waardeur ek herstel kan word. Nou, Alcoholics Anonymous se hoër krag is baie vaag om nou polities korrek te wees vir mense wat uit ander gelowe daar kom. Maar daar is geen ander krag as die krag van die Heilige Gees wat deur die verreëse Christus, deur ons Vader aan ons geskenk word, wat ons wederbaar. En wanneer ons leer om deur die Gees te wandel, elke dag te volg waar die Gees ons lei, sal ek ervaar dat ek soos die tyd verbygaan, al hoe vryer word, al hoe meer loskom, al hoe meer oorwinning het oor my sondige natuur. Mag die Here hierdie woord vir jou 'n openbaring in jou hart maak en mag ons deur die Gees wandel. Volg waar die Gees ons lei.